vanoggend met julle oor die seën van die Here en ek bid daaroor, maar ek voel ek gaan hierdie reeks in 2 weke bedien. Die seën van die Here. Nou, ek wil dadelik net begin, die vyand hou niks van hierdie woord nie. Ek het so gevas en gebid laasweek, en ek wil nie oor die duiwel praat nie, maar ek wil net vir jou iets sê, dan gaan jy verstaan. Vanmôre wou die vyand my weghou van die kerk. Pastore wat regtig preek en bedien sal iets verstaan van dit. Anders gaan jy nie verstaan nie. Vanmôre toe ek my garage deur so oopmaak, en ek het 'n program, want ek laai eers my skoonma op, en dit is so besig, en almal soek 'n stukkie van my. Toe stop die deur so in die helfte. Nou moet ek ry. Ons bly nie net hier om die draai nie. Nou is die toukie bo my kar waar jy hom kan trek, en dan kan jy die garage manual werk, want dit is 'n elektriese deur. Nou is ek daar oor die kar, bo, ek kan amper nie bykom nie. Jy moet nou hierdie prentjie sien, ek is nou mooi aangetrek, geparfuum, ek is nou reg om te preek. Ek is ingebid. En toe ek daai toukie trek, toe slat daai deur, soos ek nog nooit gesien het in al die jare wat ons in ons huis bly. Hy het so 'n stuk hout uitgebreek uit die kusyne uit. En die Here beskerm my in my kar. Swaar hout deur, ek sê, woehoe! As ons wat hulle doodval, en God beskerm my. Nou ja, toe kan ek nie roer nie, ek kan nie die deur op nie, ek kan nie die deur af nie. Ek het my kar gebruik nie, gelukkig is daar baie karre, ek gryp toe Kylie se kar, nadat ek eers deur al die hekke is, want nou moet jy eers al die hekke oopsluit, toesluit, oopmaak. En ek wil vir jou sê, jou pastoor is hier, om met jou te praat oor die seën van die Here. Die vyand wou my nie hê nie. Ek gee hom geen krediet nie, ek wil jy moet iets sien. En vanmôre gaan ek die seën van die Here losmaak oor ons mense, soos altyd. Maar die jaartema vir Word and Spirit is meer as genoeg. So jy sal sien heeltyd, ons preek in konteks van die tema. Kyk gou wat sê, Spreuke asseblief, gooi net vir ons daarop. Hy sê die seën van die Here maak ryk. Het ons hom daar? Spreuke 10:22. Ekskuus, ek het nie eens my foon hier nie. Is hierdie 'n ander ene? Gooi hom gou op daar. Spreuke 10:22. Die seën van die Here maak ryk, en hy sê moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Ek wil vanmôre vir die kerk sê, die seën van die Here maak jou ryk. Dis nie net finansies nie, maar dis ook finansies. Lig jou hande en sê, ek ontvang die seën van die Here. Kom, doen dit nou. Kan iemand hom gou vir my hardop lees asseblief? As jy 'n Bybel het, maak gou Spreuke 10:22. Gooi hom op die bord asseblief. Spreuke 10:22, die seën van die Here maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Jy sê, pastoor, ons moet werk, ons moet. Het jy geweet, nadat Adam, hier's 'n groot openbaring, ongehoorsaam was, toe skop die vloek in. Raai wat sê die Here vir hom? Nou sal jy in die sweet van jou aangesig werk. Hy sê vir die vrou, nou sal jy met moeite kinders in die lewe voorbring. Maar is nie voor die tyd daar nie. Moet ons werk verseker. Maar daar's so iets soos die guns van die Here, die seën van die Here, wat ryk maak. Want ek kry party ouens, hy werk hard, maar hy het nie die seën van die Here op hom nie. Kom aan, ek deel aan mekaar met mense, hulle kom van waar? Sake mense. En een van die redes is, hulle wandel nie, hulle loop nie onder die seën van die Here nie, hulle is nie gehoorsaam. Hulle verstaan nog nie dat die Here jou seën om 'n seën te wees. Die eerste ding wat die Here met Adam doen, kyk gou, Genesis 1:28, die heel eerste ding nadat hy hulle gemaak het, hy sê, en God het hulle
Geseën. Baie jare gelede toe sê die Here vir my, ek wil hê met my kerk seën, ek doen dit intensief. Ek vergelyk my met geen ander prediker nie, maar ek weet wat ek doen. Ek doen dit bo-gemiddeld. Ek sien baie keer wanneer ek by kerke kom en so bedien, dat almal is nie gewoond daaraan nie. En ek wil vandag vir jou sê, die seën van die Here wil jou ook ryk maak. Nie net finansiëel nie, maar wat van vrede? Kom praat net 'n bietjie in hierdie plek. Wat van guns? Wat van God se genade? Wat van gesondheid? Wat van jou huwelik? Kom aan, wat van jou kinders wat die Here dien? Wat van elke gebied van jou lewe? So die eerste ding wat God doen, die Bybel sê, en God het hulle geseën. Kyk mooi, die heel eerste ding. Wat doen jy as jy opstaan in die oggend? Ek seën my dag. Ek seën my vrou en kinders. Kyk mooi, ek seën my gemeente. Ek seën, want dit wat uit my mond uitkom, dis wat ek gaan kry. God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, lees, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse en die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. En die Jood vat daai skrif steeds letterlik op. Vra vir Therese, hoe lyk dit in Israel? Hy loop voor, is net kinders waar jy kyk. Al wat hy doen is, hy maak babies en hy is besig met die wet. Nou, as jy sê jy het klaar kinders gekry, moet asseblief nie hierdie skrif vat en sê ons moet nou nog babies kry nie. Nee, ek maak net vrugbaarheid oor jou los. Kan jy amen sê? Ek maak die seën van die Here oor jou besigheid los, oor jou familie. Net terug na Spreuke 10 toe, het julle hom daar, die seën van die Here maak ryk. Kom ons lees hom. Die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by. As jy godsdienstig is, gaan jy nou moeilik kou aan dit. Want jy sê, ek werk hard. Jy moet hard werk. Maar wat jy nodig het, is dat die blessing op jou kom. Want dan gaan die Here jou werk seën. Hy gaan jou besigheid seën. Kom aan, hy gaan jou geld seën. Hy gaan alles vermeerder. Dis mense vanmôre, jy hoef nie 'n profeet te wees nie. Luister baie mooi, jou bediening moet in 'n next level gaan. You need the blessing. You need God's blessing on your business. You need the blessing on your finances. En ek voel net om vir iemand te sê hier, luister mooi, vir almal te profeteer. Hou op om te stry oor goed. Stop striving. En gaan in die rus van die Here en sê, Here, u woord is die waarheid. Word and Spirit, die seën van die Here maak ons ryk. En as mense my steeds wil kritiseer omdat ek die woord bedien, so be it. Ek maak 'n stelling in die week, toe's iemand kwaad daaroor. Ek sê Jesus het meer lering gegee oor geld en dit wat verband hou met geld as enige ander topic. En toe word ek aangeval. En versigtig wees as jy iemand aanval wat werklik preek, want ek preek die boek van voor tot agter. Kan ek gou vir jou feite gee? Jesus het oor die koninkryk gepreek, maak jou eie study. Hy het oor die hemel gepreek, die hel gepreek, wederkoms gepreek, liefde, genade, vergifnis, aanstoot, daaglikse dinge, die Heilige Gees. Hy het oor soveel temas gepreek. Raai oor watse tema het hy die meeste lering gegee? Geld. Hoekom? Want ons het geld nodig terwyl ons op aarde is. In die hemel gaan jy nie geld nodig hê nie. Op aarde het ons geld nodig vir die werk van die Here. Kom aan, om alles te doen. Nou kom ons agter, is 'n baie relevante gesprek. Pastore sê, "Sjoe, maar ons sien mense gee nie, want ons is in uitdagende tye." En ek wil die kerk aanmoedig en sê, vir jou om by die seën van die Here uit te kom, gaan jy ook jou kant moet bring. Jy kan nie ophou gee nou nie. Dis party ons met wie dit baie goed gaan, maar hulle vergeet die kerk. Jesus het meer lering gegee oor geld en dit wat verband hou met geld. Dis enige ander topic. Ek daag jou uit om jou Bybel te lees. En toe ek
vir die pastoor die stats gee, toe sy verstom. Ek sê, maak jou eie studie, broer. Nou kom ek gee gou vir jou net 'n paar goede deur. Net die woordjie seën, geseënd en seëninge kom 700 plus keer voor in die Bybel. Net die woord geld en alles rondom geld, nie net die woord nie, alles wat verband hou met geld, 3200 skrifte in die Bybel. Meer as enige ander tema. Hoekom? Want God wil sy mense nou seën. In die hemel gaan jy geseënd wees. Kyk gou hier, die eerste ding wat hy doen met die mense is, hy seën hulle en sê, wees vrugbaar. Maar party ons leef net vir hulle self. Hierdie is baie goed wat ek nou bedien. Hulle dink net aan hulle self. Jy sien hierdie mooi baadjie wat ek aan het. Is nogal grand, né? Kom ek vertel jou gou wat gebeur. Sondag aand sien ek in 'n gesig. Ek sien hoe haal ek my baadjie af en ek bless die pastoor. Ek doen partykeer sulke radikale goed. Partykeer kom ek by die huis sonder skoene ook. Ek kan my vrou vra. En ek sien ek moet die pastoor seën of hom profeteer. Hy gaan in 'n next level in. Regtig waar die Here doen iets nuuts daar. Daai kerk is geskit. En ek trek my baadjie en hy pas nommerpas. Bless you, baie mooi baadjie. Ek sien in 'n gesig terwyl ons afsonder laasweek saam met die pastore in die bos, sien ek moet een van my pastore bless met 'n baie mooi baadjie, draai Mac. Ek gee vir hom nadat ek hom koffie drinkie, net voor ons bid hier, ek bless hom. Binne 3 dae, ek vertel dit vir jou tot eer van die Here dat jy kan sien hoe werk dit. Saai ek 2 baadjies. Donderdag aand kom hier 'n ou aan wat ek nooi, ek het hom weke laas gesien. En raai wat, hy het hierdie mooi nuwe baadjie en hy kom na my toe aangestap. Hy weet van niks, kyk gou hoe werk dit. En hy sê vir my pastoor, kyk gou of hierdie baadjie vir jou pas. Hy trek hom af en hy trek hom aan en ek sê, my jene, is dit nie wonderlik hoe saai en maai werk nie? Nou net 2 baadjies gesaai en hier trek hy hom uit. Hy wonder nie eens, hy weet van niks. Hy trek hom net uit en hy sê, hy voel net gelei, ek moet hierdie baadjie vir jou gee. Nou ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy gesaai? En wanneer laas het jy gemaai? En as jy nie maai nie, dan wonder ons oor die saad. Want as jy gesaai het, gaan jy maai, maar net geduldig wees, dit gebeur nie môre of oormôre. Hier is net 'n fantastiese storie. As jy iemand is wat 'n oop hand het, sal jy sien daar kom 'n vloei van maai. As party mense, hy is frustreerd vanmôre, want hy loop nie, hy wandel nie in die seën van die Here. Hulle is jaloers op ouens wat geseënd is. Predikers word almekaar gekritiseer as ons oor geld praat. Maar dis om God se mense te seën. Want die Here het vir my gesê, hierdie jaar is 'n jaar van meer as genoeg. Kom aan, sy naam is El Shaddai, God Almagtig. Hy wil jou familie seën, hy wil jou besigheid seën, hy wil jou bediening seën. Amen. Ek meen, hoe is dit moontlik dat party ouens nie geseënd wil wees nie? Of miskien wil hulle geseënd wees, hulle wil net nie hoor, hulle moet ook gee nie. So baie interessant dat 16, hoor gou hier, pastoor Japie, 16 uit 38 gelykenis wat Jesus vertel het, handel oor geld en dit wat verband hou daarmee. 42% het hy oor baie goed gepreek, ja, maar hy het ook gepraat oor geldgierigheid. Hy het ook gewaarsku teen dit. Verstaan jy? Hy het gepraat oor saai, hy het gepraat oor maai, hy het gepraat oor gee, hy het gepraat oor tiendes, oor offergawes. Hoekom noem ek dit? Dat jy kan sien, hierdie tema staan uit. God wil sy mense seën, om 'n seën te kan wees. As ek praat oor die seën van die Here wat ryk maak, is dit nie net geld nie, maar is ook geld. En baie jare terug het ek net besluit, maak regtig nie saak wat se pryse ou moet betaal nie, want anders sal jy nie die kerk kan bedien nie, want mense kritiseer jou in elk geval. Die Here wil jou seën op alle gebiede, na gees, siel en liggaam. Kom ons verklaar en sê die volgende, sê die Here seën my, na gees, siel en liggaam. Draai na iemand toe en sê, die Here seën jou ryklik. Kom, profeteer dit oor iemand, kom aan. Tabo, het jy geweet, die Here profeteer so goed, hy stuur vir Petrus see toe. Kom aan, ek was daar.
As jy die eerste vis wat jy vang, daar sal 'n muntstuk wees in sy bek. En dit gaan genoeg wees, betaal belasting vir jou en vir my. Hy het tot lering gegee oor belasting. Hy het gesê, betaal die keiser wat die keiser toekom, maar betaal God wat God toekom, 10de. Geld en dit wat verband hou met geld. Dis interessant. Meer as 288 verse, net in die evangelies, oor geld en seëninge. Nou vra jouself af, hoekom? Want ons is op aarde, en hier het ons geld nodig. Hallo, ons moet petrol gooi. Hallo, ons moet eet, die ligte moet brand, die werk van die Here moet aangaan. Maar party ons is so selfsugtig. Dis die salwing nou so op my. Hulle dink net aan hulle self. Geen probleem as hulle geseënd is, maar as die pastoor oor voorspoed preek, hoe durf hy? Nou wie sit agter dit? Die godsdiensgees. Ek is die eerste ou wat gaan juig as jy op vakansie gaan. Of as jy 'n nuwe kar kry, of as jy 'n nuwe huis kry. Kom aan. Of die Here seën jou met jou besigheid. Kan jy amen sê? Die seën van die Here, dit maak ryk. En vanmôre wil ek al ons Holy Spirit familie, ek wil jou seën, dat jy so geseën sal wees. En nie net finansiëel nie, maar met vrede, vreugde, geluk. Draai iemand anders en sê, jy moet baie meer vreugde kry, baie meer. Lika silabo shataya labababangaya. Ek kan jou storie op storie vertel in my lewe. Wat is jou storie? Rondom saai en maai. Want as jy saai, gaan jy begin maai. Moenie stry met mense oor dit. As jy nie saai nie, gaan jy nie maai nie. Vra enige boer. Ons kan nie eens Here se 10de betaal nie, en dan wil hy stry oor geld. Hoekom sal die Here die eerste ding wat hy doen, is hy seën die mens? Want dit wat hy gemaak het, is goed. Ek meen toe na Adam kyk, kan jy dink hy 6-pack wat hy gehad het? Ek het op die oomblik nog net 1 pack. Maar ek werk aan hom. En toe Eva gemaak is, ek dink hy het gesê, "Sjoe, sy is baie goed." En Adam kon nie sy oë van haar afhaal nie. Daarom moet jy na jou eie vrou kyk. Hierdie storie van kultuur, 5 vrouens hier en 5 vrouens daar, dis nie kultuur nie, dis sonde. Meeste ouens kan nie eens 1 vrou hanteer nie, wat gaan jy met 5 maak? Almal sê, die seën van die Here. Dis 'n kragtige salwing wat jou gaan, help my met die woord, propel, wat jou gaan in 'n nuwe dimensie invat. God wil jou seën met geld. Kry klaar met godsdienstigheid. Kom aan, jou pa praat vanmôre met jou pastoor. Orals nooi kerke mense kom help ons met hierdie goed. Jy is bevoorreg om hier te sit en hierdie woord te hoor. Enige iemand wat teen die woord kom, is godsdienstig. Dis die gees van godsdiens. Dis soos mense wat praat teen die profetiese, wat praat teen genesing, kyk gou hier, wat praat teen voorspoed, dis die godsdiensgees. En wonder die vyand wou so graag hê, ek moes nou nie ry vanmôre nie. Weet jy wat, die Here kom my sommer net so getransporteer het ook, ek in die bidkamer. Die belangrikste is net, kom aan, dat God se mense sy woord hoor. Kan jy amen sê? Die seën van die Here maak ryk. Dis nie my opinie nie, dis God se woord. Hy wil jou seën, sodat jy seën kan wees. Hy wil jou seën op alle gebiede. Nie net finansiëel nie, sal hoor ek herhaal dit, dat jy mooi kan hoor. Hoekom het hy so baie lering gegee oor hierdie onderwerp? Want ons het geld nou nodig. In die hemel loop ons op strate van goud. Prys die Here. Jy gaan nie eens 'n kar nodig hê daar nie. Jy gaan sommer net, ek wil bietjie by pastoor Henry gaan keer. Boem, as jy daar by my. Is jy met my? Maar ons moet nogal karre nou ry. Ons is nie meer in die ossewaartyd nie. Jy weet, maar party ouens is steeds so godsdienstig. Ek bid dat jy 'n begeerte sal kry om ook vrygewig te raak. Halleluja.
Kyk gou wat sê die Here vir Abraham, Genesis 12 asseblief. En ek sal jou groot nasie maak en jou wat? Sê dit hard, seën. Kyk wat sê die Bybel, en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. Hier is dit. Hoekom sal God jou seën? Wat is die rede? Daar staan dit. Sodat jy 'n seën kan wees. Tiende is nie eens opsioneel nie. Daar's van ons mense, hulle kry soveel deurbrake. Ek het 'n ruk terug 'n woord vrygestel oor oorvloed in 'n tyd van gebrek. Weet jy hoeveel wonderwerke vind nou plaas? Want die Here het vir my gesê, waag. Hy het met my gepraat. Want dit vat guts vir 'n pastoor om goed te preek, waar die meeste ouens sê, hier is nie nou die tyd vir dit nie. Nee, julle hoor nie. Ek bedien hoeveel pastore, hierdie is nie nou die tyd vir dit nie. Dit gaan swaar, het jy nie gesien wat kos petrol nie? Het jy gesien hoe swaar gaan dit met mense nie? Maar die Here sê, dis juist die tyd waar ek myself wil openbaar, dat almal kan weet ek is El Shaddai, ek is die algenoegsame God, ek is die almagtige. En iets van julle, jy kort dringend 'n deurbraak, luister vir jou pastoor, plant, saai 'n saad. Jy kort vliegkaartjies, saai 'n saad. Like sabotala babaka. Jy kort 'n kar, saai 'n saad. Moenie krities wees, jy gaan bly soos wat jy is. Jy sien, dit vat guts om so te bedien. Want die godsdienstgees kritiseer jou. Ek steur my nie so daaraan. Want ek is geroep. Ek leef in my mandaat uit. Jare terug toe sê die Here vir my, ek salf jou as 'n apostel vir die nasies, bedien my mense met woord en Heilige Gees bediening. Ons het nog nooit kompromie aangegaan. Die Here seën jou, sodat jy seën kan wees. Abraham, ek gaan jou seën, kyk mooi, sodat jy 'n seën kan wees. Kyk daar, dis in die Ou Testament. Nou wat dink jy van die Nuwe Testament? Ek voel ek wil vir iemand sê, ou wat stry oor tiende. In die Nuwe Testament moet ons meer as tiende gee. Van julle gaan dit kry as jy huis toe ry. Want ons is mos nou onder genade. Nee, pastoor, tiende is 'n wettiese ding. Wat? Abraham het dan tiende gegee, lank voor die wet. Weet jy hoekom het Jesus so oor geldlering gegee? Want as ons oor geld praat, dan sien ons waar is jou hart. Jou hart word geopenbaar, mense wat synig is, wat net vir hulle self leef, wat nie omgee vir die kerk nie. En van julle weet nie, maar ons leef in uitdagende tye. En ons gee ons beste. Die Here seën jou, sodat jy 'n seën kan wees. En dan gaan hy aan, en dis baie mooi hier, hy sê, ek sal diegene wat jou seën, ook seën. Hulle wat jou vervloek, sal ek vervloek. As jy iemand is wat in die seën van die Here lewe, en iemand seën jou, dis goeie saad. Ons sal altyd vir die armes gee, maar kan ek jou iets kragtigs leer? Dis deel van wat ons ook doen. Maar jy moet 'n oop hand begin kry. Laat die Heilige Gees jou lei waarom te sê, ek praat nie van tiende nie. Tiende kom na die skathuis waar jy aanbid. Daarna saai jy. Daar's iets soos almoese ook, as jy vir iemand op straat iets gee. Jy moet nie sê, alweer, hierdie ou bedel alweer. Los dit liewers, jy klaar jou loon weg. Want die Here sien met wat sy gesindheid gee jy. Maar kan jy vir 'n oomblik in daai ou se skoene sit, want weet jy wat, môre oormôre kan daar met jou kind of familie iets gebeur, wat dan? Ek dink die Here moet ons net opnuut aanraak vanmôre in konteks van hierdie woord, dat ons nooit neerkyk op mense nie, nooit nie. Die feit dat jy vanmôre hier is in so 'n pragtige kerkgebou in die winter, is net genade. Kan ek gou vir jou sê, as jou kind nie op straat is nie, hoor my, dis net genade. Die seën van die Here maak ryk. Ek bring net woord. Hoekom sal hy jou seën? Om 'n seën te wees. Miskien moet jy vir die Heilige Gees vra. Is daar iemand wie ek moet seën? Is daar iemand vir wie ek 'n boodskap moet stuur? Jy sien, nie net jou pastoor nie. Ek weet almal is nie profete nie.
Ek weet almal is nie apostels nie, maar jy kan ook 'n seën wees. Jy word toegerus in hierdie pragtige gemeente om 'n blessing te wees. Ek het vanmôre vir die Here so dankie gesê. Ek sê elke tree wat ek gee is 'n seën. Want het jy geweet daar's mense wat sterf nou elke sekonde. Elke asemteug is 'n blessing. Die feit dat jy wakker geword het is 'n blessing. Kan ek vir jou vra, is jy 'n blessing? Hier's party wat gou amen. Is jy 'n blessing? Of leef jy net vir jouself? Me, my and I. Wanneer laas het jy vir die Heilige Gees gevra, vir wie kan ek seën? Dus kom ek jou sulke storieetjies vertel, want dis hoe ons leef. Jy kan al hierdie ons vra wat naby aan my is, vir jare, vra vir hulle, hoe leef ons? Dis mense wat vir jou sal getuig en sê, hulle nog nooit so dit gesien nie, hulle ken dit nie so, hulle leer nou. Shame, ek dink so aan pastoor Herman, hy sê vir my eendag, pastoor Henry, ek wens ek het 40 jaar terug onder jou teaching gesit. Sê ons was so wetties. Ons wil niks met wettiesheid te doen hê nie. Ons wil niks met daai negatiewe godsdienst te doen nie. Die seën van die Here wil jou ook ryk maak. Hoekom? Sodat jy 'n seën kan wees. Kyk wat sê die Here Jesus, kom ons kyk gou in die Nuwe Testament, jy moet altyd die balans mooi hou. Kyk wat sê Lukas 24, pastoor Japie, kyk hier is, eye opener, kyk hier. En het hulle uitgelei, tot by Betania, kom ons het nou die dag het ek gepreek oor hemelvaart, kyk al, en hy het sy hande opgehef, en wat het hy gedoen? Wat is die laaste ding wat Jesus gedoen het, voor hy opgevaar het hemel toe? Kyk hier die Revelation. En hy het hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Wat is die eerste ding wat hy gedoen het? Wat is die eerste ding wat God gedoen het in die Bybel, na die mens? Hy het hulle geseën. Kry hierdie woord. Ek bring nie vir jou Google 2 vers 4 nie, ek bring vir jou Openbaring, wat die Here met my praat. Wat is die laaste ding wat hy gedoen het, voor hy hemel toe gegaan het? Hy het geseën. En die Here sê vir my jare terug, dis uniek. Hy sê, I want you to bless my people. Equip my people by word and spirit ministry. Daarom, liewe pastoor, ons het klomp pastore hier, moenie jou vergelyk met iemand anders nie, jy's uniek. Ek probeer nie wees soos die volgende kerk op die hoek nie, ek het 'n mandaat. Ons het 'n geseënde, unieke, pragtige gemeente. Gee vir die Here 'n lekker hande klap. Kom aan, gee hom al die eer, gee hom al die lof. Wanneer laas het jy iemand geseën, nie net met jou woorde nie, maar ook sommer in daad? Ek hou baie van oorlosies, ek het nie eens een aan nie. Ek hou baie van skoene, miskien hou jy van iets anders. Maar ek gee hierdie goed aan mekaar weg. As my vrou, as sy sien ek het 'n nuwe oorlosie, dan vra sy, hoe lank gee jy hom nou hê? Ek's deur al wat 'n toets is, as ek kan vir jou storie op storie op storie vertel. Waar ek in dienste staan, dan ek die mooiste oorlosie, het iemand my nou net gebless, met 'n smaar duur oorlosie, hoor ek Here sê, haal hom af en bless die pastoor met hom. Hoeveel keer pastore in dienste gebless? Hoekom vertel jy dit? Sodat ek jou kan toerus. If God can get it through you, God can get it to you. That was good. Maar daar's nou mense wat sê, hierdie is nou 'n slegte tyd. Ons moet nie nou preek oor hierdie goed. Nee, die Here sê vir my mooi ding. Hy sê, jy sal kry wat jy preek. Hoekom nie God vertrou vir Africa Missions? Vir 'n new level nie. Hoor jy die woord van die Here? Ek profeteer. Hoekom nie God vertrou hierdie woord vat nie? Elke pastoor, Word and Spirit, almal wat na my gaan luister later of nou, hoekom nie hierdie woord vat en sê ek glo dit soos 'n kind nie? Maar jy wat krities is of godsdienstig is, jy gaan bly net soos wat jy is. Ek is so lief vir mense, but it takes guts om die woord oop te maak. Jy kan maar gaan kyk, baie min ouens praat oor hierdie goed.
want hulle word gekritiseer. Jesus het soveel keer lering gegee oor geld en voorspoed en seëninge en ook oor die gevare van dit. Hy het tot gepraat oor beplanning. Voor jy 'n toring bou, bereken die kostes. Hy het oor alles, hy het tot oor belegging gepraat. Jy sien, ek het deur die jare, ek doen reekse oor hierdie goed. Ek gee net vir jou 'n paar feite deur. Kan jy onthou die gelykenis van die talente? Hoe kwaad was die Heer toe die laaste ou niks gedoen het en hy het gesê, jy kon hierdie geld na die wisselaars toe gevat. Dit praat van spaar. Kan jy sien hoe baie hy lering gegee oor het, omdat ons nou hier is? Kan jy verstaan hoekom die duiwel dit haat? Want hy wil jou arm hou, hy wil die kerk arm hou, hy wil kerke toemaak. Ek sê, Here, help ons gaan deurbreek in hierdie moeilike tyd. Ek gaan hierdie woord preek met alles in my. Here, ek skaam my nie vir die woord van die Here nie. En ons het nog nooit nie, hier sit my vrou, nog nooit nie. Is hoekom ek so profetiese woord bedien het oor 2026. En die party ouens nie wat my kritiseer, hulle wil baie graag dit hê. Hulle wil dit baie graag hê. Kenneth Copeland sê 'n mooi ding, hy sê, you know what, people hate us, but they really want what we have. Sê vir jou langs nou, jy kan ook geseënd wees, kom spreek dit uit oor iemand. Het jy hierdie great revelation? Die eerste en die laaste ding wat God doen, hy seën. Is dit nie amazing nie? Hoekom soveel gelykenisse, hoekom soveel skrifte oor blessing, oor geld? Want ons op aarde moet die werk van die Here kan doen. Bybel sê, laat die linkerhand nie weet wat die regterhand doen. Hier is my vrou. God weet wat ons doen, hy weet wat jy doen. Ek gee vir jou kragtige woord, wil jy in die seën van die Here begin instap, jy gaan moet gehoorsaam raak. Hou op om jaloers te wees op mense wat geseënd is. In jou eie familie sal jy sien, as altyd jaloerse mense. Kan ek gou vir jou sê, as jy nie brand is vir die Here en jy is voorspoedig, gaan van jou eie familie nie eens van jou hou nie. Hulle het nie van Josef gehou nie, hulle het nie van Dawid gehou nie, hulle het nie van Jesus gehou nie. Maar jy sê jy wil voorspoedig wees. Gaan jy dit kan hanteer? God seën jou, slegs om 'n seën te wees. Dit gaan oor siele, mense. Dit gaan oor die kerk van die Here wat geleer word, versterk word. Ons het een lewe. Ek sluit af, skryf hierdie neer. Begin leef onder die seën van die Here. Dis wat ek gehoor het terwyl ek so bid. Plaas Jesus eerste en leef in gehoorsaamheid. Matteus 6:33, lees hom saam met my gereed lees, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle byg. Wat se dinge? Presies, finansies, huise, karre, geld, besigheid, whatever, baadjies, skoene, wat jy ook al nodig het. Hy gee lering oor en oor dit. Hy sê, jy moet nie eens bekommerd wees, man, oor wat jy aantrek en wat jy eet nie. Hy sê, kyk hier na die lelies. Dis interessant. Dat hy so baie praat oor geld en dit wat verband hou daarmee. Dis interessant dat die Bybel vol is van die seën van die Here. En ek het gevoel ek het te veel om te sê, so hoeveel van julle wil ek moet volgende Sondag aangaan hiermee? Nou lig jou hande op en ontvang die seën van die Here vir jou. Kom aan, nou moet jy dit gryp. Vir jou huwelik, vir jou kinders, vir jou besigheid, vir jou werk. Kom aan, mag God jou seën. Lika salababakaya. Mag die Here jou besigheid seën. Gryp dit nou as jy wil opspring, doen dit nou. Mag die Here jou bediening seën. Mag die Here jou liggaam seën. Mag die Here jou kinders seën. Halleluja. Mag die Here jou seën na gees, siel en liggaam. Mag hierdie woord jou vat in 'n nuwe vlak van seëninge. Mag die guns van God op jou kom. Ek maak dit los oor ons. En Here, ons herinner U, dis U woord. Dis nie die opinie van 'n mens nie. Ons herinner U dat U woord sê, dis die seën van die Here wat ryk maak.
en moeitevolle arbeid voeg niks daarby. Here, ons weet ons moet werk, ons vra seën ons werk, maar ons weet daar's iets rondom u blessing, wat mense vat in 'n nuwe vlak in. Daar's iets rondom u salwing, daar's iets rondom die guns van God. Die heerlikheid van die Here is hier. Ek seën jou op elke gebied. En mag jou lewe 'n seën wees vir baie mense. Mag jy verstaan, God seën jou, sodat jy 'n seën kan wees. Kan ek vra dat almal staan as jy nie omgee, net vir 'n oomblik, almal. Jy kan nou weer sit, net vir 'n oomblik. Selfs as jy moeilik staan, net vir 'n oomblik. Kyk vir my asseblief, ek is hier onder die ligte. Kyk vir my, lig jou hande op, kyk vir my. In die naam van Jesus, wees geseënd. Mag die seën van die Here jou ryk maak. Mag God jou begin vertrou met geld. Want party ons kan nie vertrou word nie, hulle raak snops. Party ons kry skielik geld, jy sien hom nooit weer in die kerk nie. Luister na jou pastoor, ek kom jare in hierdie goed. Eendag toe sê die Here vir my, ek deel iets met jou. As long as you can stay on this road that I have for you, I will always bless you. En ek wil vir die kerk vanmôre sê en profeteer, God is nie afhanklik van 'n ekonomiese stelsel nie. Die Here, luister mooi, het 'n koninkryksstelsel, 'n koninkryksekonomie. En vanmôre sê ons ontvang die seën van die Here. Ons ontvang dit. Al kos petrol R100 'n liter, God sal voorsien. Al kos 'n brood R100, God sal voorsien. Plaas die Here eerste. Plaas God eerste. Nie jou eie belange nie. Soek eers die koninkryk van God. Hy sê, en dan sal al die dinge, man, tot vakansies, tot blessings. Ek weet waarvan ek praat, ons het dit oor en oor beleef. Maar jy sal slegs maai wat jy gesaai het. En as die Here jou seën, wil hy jou kan vertrou met sy tiende. Wil hy jou kan vertrou met sy offergawe. Ja, jy bring dit. Interessant, nog 'n skrif, hy sê, as jy jou offergawe by die altaar neerlê, maak reg. Dis vol van seëninge en lering oor geld. Hy staan daar by die offerkassie. En hy kyk na hierdie weduwee wat ou klein pennie gee. Dis amper soos 'n sent. En weet jy wat sê, maar sy gee meer as al die ander. Want sy gee vanuit haar gebrek. Sy het niks. As ander ons hulle gee vanuit hulle oorvloed. Kan jy sien hoe baie het hy gepraat oor die goed? Mag die Here ons mense in die winter ryklik seën. Mag die Here ons mense in hierdie uitdagende seisoen ryklik seën. Mag hierdie woord jou denke was, mag God jou omkeer. Voor jy weer besluit te neem, vra hom eers, is dit reg met u? Plaas hom weer eerste. Kom ons klap vir die Here. Kom, gee hom al die eer. Kom aan, rejoice in die Here. Woo, halleluja. Ek kan nie sitplek nie, maar ek sal volgende week aangaan. Ek het te veel om te sê. Mag die Here ons mense seën in hierdie tyd met huise, karre, grond, besigheid. Kan jy amen sê? Mag die Here ons mense seën met nuwe werke. Vra jou af, is jy gehoorsaam? Want ek het gesien wat die Here kom doen het in Pretoria Noord. Vir 24 jaar, mense staan verstom. Luister, God is nie afhanklik van enigiets anders. Al wat hy soek by ons is gehoorsaamheid. God kan jou seën ten spyte van jou adres. God kan jou seën ten spyte, luister, van jou agtergrond. Jy sê, pastoor, jy ken nie my storie nie, my pa en ma is arm. Wel, jou hemelse pa is skatryk.
Weet jy wat? Ek het nie by my pa geërf nie, ek het hom begrawe en betaal daarvoor. Alles wat ek het hy vir my gegee. Draai gaan na iemand toe en sê, kyk gou hierdie woorde. Mag die Here jou op 'n bonatuurlike wyse seën. Kom aan, maak dit los. Woe! Kan julle amen sê? Glo julle dit? Mag die Here jou op 'n bonatuurlike wyse seën. Alright, ek is klaar. Ek was net betyds, maar nou is ek klaar. Het julle die oggend geniet? Kom aan, gee die Here al die eer, al die lof, al die dank. Kom ons neem 'n geseënde offergawe op. Kom ons kies om gehoorsaam te wees. Kom ons